Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons woord is volgens uit Jesaja 42 vers 1 tot 3. Daar is my knegt, wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skree, of uitroep, of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en die dowwe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Ek weet nie van jou nie, maar as ek in 'n restaurant stap, kyk ek die eerste waar die speakers is, en ek vermy daardie sitplekke, want dit is my so irriterend as musiek in 'n restaurant harder is as wat 'n mens met die mense om jou kan gesels. En ek is so dankbaar daarvoor dat die kinders nooit die hele tyd harde tienermusiek gespeel het nie. 'n Lang storie kort, ek dink jy kan hoor, ek hou nie van 'n geraas nie. Ek hou nie van besige mols nie. Nee, ek sal eerder rustig wees in klanke van die natuur. Daar kan die waterstrome maar dreun, kan die see maar harde golwe slaan teen die rotse, kan die voëls maar hard skree. Maar ek self hou nie van 'n geskree om my die heeltyd nie. En hier lees ons ook, die Here hou ook nie van 'n geskree nie. Hy praat nie bo die geraas uit, wat ons elke dag hoor nie. Hy het nie nodig om te skree, om hom hoorbaar te maak nie. Hy verwag dat ons die geraas sagter sal maak om hom te kan hoor. En ons moet ook ophou om net te praat, maar eerder ons ore te spits. Dit is soos wat ek eendag gelees het. 'n Mens het nie verniet 2 ore en net 1 mond nie. 2 ore beteken ons moet meer hoor as wat ons net praat. God vra onverdeelde aandag, nie net 'n bietjie aandag hier en daar nie. En in sulke tye as jy Jesus se stem hoor, sal jy ervaar hoe wat geknak is in jou, hy sal versterk deur die Heilige Gees. En as jy moeg en uitgebrand voel, jy ook sal ervaar hoe hy jou weer sal vul met die Heilige Gees se krag. En met daardie 4 fakkels, die 7 geeste van God, wat op jou sal rus. Dit is wat hy vir jou sê. Vanoggend, die geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en die dowwe lampet sal hy nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Dit is wat die Here vir jou wil doen. Hy gaan nie skree nie, en hy gaan nie uitroep nie. Maar jy is in daardie posisie om na hom te kan roep. Dan sê hy vir jou, hy sal antwoord. En dan staan daar ook in Jesaja 58, jy sal self skree. En skree beteken, dit is op daardie gebed, waar ek beland, waar ek op die einde van die dag net uitroep in smeking, en dan sal hy vir jou sê, hier is ek. As ons vanoggend die bloed van Jesus Christus drink, dan dink ons daaraan, hoeveel hy nie in ons wil stil maak, om net by daardie plek van vrede te kan uitkom, wat sy bloed vir ons gebring het. Vrede van kalmte, vrede wat Jesus gesê het, wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat hy bring, wat nie soos die wêreldse vrede is nie. Dat ons net vanoggend ook kan uitkom by daardie plek, om die liggaam van Jesus te eet, en deur sy wonde genesing te ontvang. Om so te voel, waar jy geknak is, hy jou nie sal breek nie, maar jou ede sal kom heel maak. En waar jy so moeg is, hy nie jou net sal weggooi of sal uitdoof nie, maar hoe hy jou met sy krag van sy Heilige Gees sal vul. Amen.